Dit is donderdagoggend die 19de Februarie. Ons is besig hierdie week om te kyk na hoe geloofsgemeenskappe mekaar kan help om innerlik te genees. En vanoggend sê ons dan vir mekaar, maar as dit waar is dat daar genesing, innerlike genesing verskuil lê in die gemeenskap van gelowiges, dan moet ons daarom sekerlik ook vir mekaar sê hoe 'n ware geloofsgemeenskap behoort te lyk. En daarom kyk ons vanoggend na die volgende. As 'n mens gelees het wat daar in die gemeenskap van gelowiges kan gebeur, dit wil sê verwysend na die tekste van die week, Efesiërs 5, Romeine 15, 2 Timoteus 2, dan voel jy lus om te sê, maar hier by ons in die gemeente is dit nie so nie. By ons werk dit nie so nie. Ongelukkig is dit waar dat die gemeenskap van die gelowiges in baie gemeentes natuurlik afgeskeep word, né? En miskien, net miskien, liewe broer en suster, kan die volgende wenke geloofsgemeenskappe help om te verander. Hoe? Bly deel van die gemeenskap. Moenie jou afskei omdat daar gebreke in jou geloofsgemeenskap is nie. Begin by jouself en gee aan jou van jou kant af liefde, aanvaarding, behoeftevervulling, vermaning, stimulasie, bemoediging en doen dit deur die werking van die Heilige Gees. As jy dit in beskeidenheid gee, sal mense daarop reageer deur ook van hulle kant af te begin gee. Onthou wat sê ons liewe apostel Paulus daarso in Efesiërs 4 vers 2. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, verdra mekaar in liefde. Die eerste ding wat ons dus sê is, moenie onttrek nie. As dinge by jou in die geloofsgemeenskap nie werk soos dit moet nie, begin. Maak jy die verskil. Kom ons kyk na die tweede. Die gemeenskap van die gelowiges moet altyd 'n driehoekige verhouding wees. God, my medemens en ek. Ons moet nooit probeer om dit op bloot menslike vlak te beoefen nie. Nee, geloofsgemeenskap is geestelik van aard. Ons moet altyd deel wees van ons gemeenskap. Nie ek en die gemeenskap nie. God se woord moet gelees word, bestudeer word en geken word. En wanneer 'n geloofsgemeenskap erns maak met God se woord, dit gereeld lees, dit bestudeer, dit ken, dan is die riglyne en die ideale vir ons verhoudings duidelik aangedui. En die liefde van Christus sal dan ook in ons hart kom woon, omdat ons die goeie nuus, die evangelie ernstig opneem en dit leef. Dit gaan bring dat ons mekaar werklik kan lief hê. Ons moet voortdurend die vergifnis en geduld van die Here ervaar, sodat ons dit dus ook vir mekaar kan gee. Daarom, hoe behoort 'n geloofsgemeenskap te lyk? 1. Geen geloofsgemeenskap is perfek nie, en dit begin by jou. Dit moet bestaan uit liefde, aanvaarding, behoeftevervulling, vermaning, stimulasie, bemoediging. Lees weer Efesiërs 4. En dan natuurlik die kosbaarheid daarvan. Beoefen die woord van die Here. Lees dit, oordink dit, bepeins dit en ervaar hoe die Heilige Gees deur God se woord jou innerlik verander, sodat jou geloofsgemeenskap ook deur die Gees van die Here se werking in jou 'n plek van veiligheid word waar mense innerlike genesing kan ervaar. Ons bid dus dat die verandering in die geloofsgemeenskap by ons begin, by my begin, by jou begin, ongeag jou ouderdom, jonk of oud. Mag die Here jou aanwend en mag jy jouself beskikbaar stel. Amen.